Episode 22, die waarde van 'n goeie naam. Die wysheid van Spreuke 22. Het jy al ooit iemand ontmoet wat alles gehad het, maar niemand het hom respekteer nie? Of dalk iemand wat arm was, maar oral waar hulle gegaan het, het mense opgestaan uit respek. Of miskien iemand wat as kind verkeerd geleer is, en dit het hulle hele lewe gevorm. Net 'n paar keuses, net 'n paar gewoontes, maar hulle het alles bepaal. Hier is die groot vraag. Wat laat jou naam voortleef nadat jy weg is? Vandag gaan jy ontdek waarom 'n goeie naam meer werd is as rykdom. Hoekom die manier waarop jy jou kinders opvoed alles verander. En hoe ware grootheid deur diens kom. As jy dit verstaan, gaan jou naam 'n seën word. Gaan jou nalatenskap verder strek as jou lewe en gaan jy 'n spoor van eer agterlaat. 'n Goeie naam is meer werd as rykdom. Spreuke 22 vers 1 open met een van die mees kragtige verse in die hele Bybel. 'n Goeie naam is bo groot rykdom verkieslik en guns is beter as silwer en goud. Dink vir 'n oomblik hieroor na. God meet nie jou sukses in rand en sent nie. Die wêreld sê, bou jou rekening op, vergroot jou besittings, wys wat jy het. Maar die Here sê, bou jou karakter op, vergroot jou integriteit, wys wie jy in Christus is. Vers 2 balanseer alles. Die ryke en die arme ontmoet mekaar. Die Here is die maker van hulle almal. Voor God is daar geen verskil nie. Geen bankbalans maak jou meer werd nie. Geen titel maak jou meer geliefd nie. Geen rykdom maak jou meer regverdig nie. Die waarheid is, wat mense van jou sê wanneer jy die kamer verlaat, dit is jou ware rykdom. Lei die kind in die weg wat hy moet gaan. Die skrif sê, leer die kind die weg wat hy moet gaan. Ook as hy oud word, sal hy daar nie van afwyk nie. Spreuke 22 vers 6. Hierdie vers is een van die grootste verantwoordelikhede in die Bybel. Ouers, luister goed. Jy vorm nie net 'n kind se gewoontes nie, jy vorm 'n kind se wêreldbeskouing. Wat jy saai in 'n kind se hart, hulle sal dit oes vir die res van hulle lewe. Dit sal hulle besluite vorm, dit sal hulle verhoudings kleur, dit sal hulle toekoms bepaal. Maar let op, hierdie vers praat ook van die rigting wat die kind moet gaan. Nie die rigting wat jy wil hê hy moet gaan nie. Vers 15 herinner ons, dwaasheid is vasgebind in die hart van die kind. Die roede van tug sal dit vir hom verwyder. Ware opvoeding beteken, jy ontdek wie God die kind gemaak het. Jy rig hulle in daardie roeping. Jy dissiplineer met liefde, nie met woede nie. Jy leer deur voorbeeld, nie net deur woorde nie. Die vraag is, watter spoor laat jy in die kinders rondom jou? In jou eie kinders? In die gemeenskap se kinders? Die gevaar van skuld en hebsug. Spreuke 22 vers 7, hy gee 'n skerp waarskuwing. Die ryke heers oor die armes, en die lener is knegg van die lener. Die Here waarsku ons teen slawerny aan skuld. Vers 26 en 27 gaan verder. Wees nie een van die wat hand slaan, van die wat borg staan vir skulde nie. As jy niks het om te betaal nie, waarom sal hy jou bed onder jou wegneem? Hebsug laat jou altyd meer betaal as wat jy verwag het. Finansieel, emosioneel, verhoudings, vryheid. Maar dit gaan dieper as net geld. Vers 9 wys die teenoorgestelde lewenstyl. Die goedhartige mens sal geseën word, want hy gee van sy brood aan die arme. Ware vryheid kom deur vrygewigheid. Wanneer jy gee, word jy nie deur besittings beheer nie. Wanneer jy deel, breek jy gierigheid se mag. En wanneer jy dien, ontdek jy ware rykdom. Die vraag is geld jou dienskneg? Of is jy
geld se dienskneg. Jou reputasie word gebou deur klein dinge. Vers 11 verklaar, wie reinheid van hart liefhet, aan wie genade op sy lippe is, die koning is sy vriend. Groot reputasies word nie in een oomblik gebou nie. Hulle word gebou deur hoe jy praat wanneer niemand luister nie. Hoe jy optree wanneer niemand kyk nie. Hoe jy diegene behandel wie niks vir jou kan doen nie. Vers 29 sluit dit pragtig af. Sien jy 'n man vaardig in sy werk? Hy sal voor konings staan. Hy sal nie voor geringes staan nie. Hierdie vers leer ons, eerstens, uitnemendheid word altyd opgemerk. En tweedens, getrouheid in klein dinge lei tot groot geleenthede. Derdens, God verhoog die wat getrou is, waar hulle is. Vers 4 bevestig die fondasie. Die loon van nederigheid, die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Die vraag is, watter reputasie bou jy elke dag? In die klein dinge en in die verborge dinge? Beskerm die weerlose. Spreuke 22 vers 22 en 23. Hy gee 'n pragtige bevel, opdrag vir ons. Beroof die arme nie omdat hy arm is nie, en verdruk die ellendige nie in die poort nie, want die Here sal hulle saak bepleit, en die siel van hulle berowers beroof. God is die verdediger van die weerlose. Hierdie vers waarsku leiers en invloedryke mense. Mag is nie gegee om te onderdruk nie. Invloed is nie gegee om te misbruik nie. Rykdom is nie gegee om te verdeel nie, maar om te deel. Vers 16 wys die gevolge van misbruik. Wie die arme verdruk om sy eie wins te vermeerder, of aan die ryke gee, sal gewis gebrek ly. God sal rekenskap eis vir hoe jy jou werknemers behandel, hoe jy jou bure behandel het, hoe jy die swakkes behandel het. Want Jesus het self gesê, wat julle aan een van die geringstes van my broeders gedoen het, het julle aan my gedoen, in Matteus 25 vers 40. Die vraag is, gebruik jy jou invloed om te beskerm, of vir jou eie voordeel? Gebruik jy jou posisie om te dien, of om te domineer? Want God sal rekenskap eis. Kom ons vat dit eenvoudig saam. 'n Goeie naam is meer werd as rykdom. Lei die kind in die weg wat hy moet gaan. Skuld maak van jou 'n knegg. Reputasie word gebou deur die klein dinge. God verdedig die weerlose. Sê dit saam met my. Ek kies 'n goeie naam bo 'n groot rekening. Ek kies 'n goeie naam bo 'n groot rekening. As jy vandag besluit, ek gaan my karakter bo my besittings bou. Ek gaan die kinders rondom my in die regte rigting lei. Ek gaan my invloed gebruik om te beskerm, nie tot my eie voordeel nie. Tik dan hieronder in die comments, ek kies 'n goeie naam. Een keuse van integriteit kan 'n generasie verander. Een oomblik van getrouheid in die klein dinge kan 'n deur oopmaak wat niemand anders kan oopmaak nie. Een besluit om die weerlose te beskerm kan God se guns oor jou lewe bring. Die vraag is nie, het jy 'n groot erfenis ontvang nie. Die vraag is ook nie, het jy 'n bekende naam nie. Die vraag is, watter naam bou jy vandag? Omdat jou besittings eendag verdeel sal word, jou titels vergeet sal word, en jou rekening leeg sal wees. Maar jou naam sal bly. In die harte van die wie jy geraak het, in die lewens van die wie jy gedien het, in die geheue van die wie jy beskerm het. En voor God sal jou naam geskryf staan, nie in ink nie, maar in genade. Tot volgende keer. Leef vir 'n naam wat bly, leef vir 'n
nalatenskap van eer. Groete hier vanuit Wallis.